Halleluja. Eskom, Eskom. Ongelukkig was hy nou iets buite ons beheer en as definitief en soos in rugby Davey is 'n goed is wat buite mense beheer is. Die hele Wellington se krag lyk net nou getrip en weer aangegaan. So ons is weer regstreeks terug Koppad toe. Hierso by die Boland Rugby Stadion. Ek het van Nicole Jarvis en van Davey Lawrence saam met my. Ons gesels ons was besig nog om te gesels oor die groot uitdag, die klub rugby. Davey, en wat se opwinding dit is. Jou span wat jy sal sê vir 2025, die span wat ons voor moet uitkyk. Net so voor as daar so onderbreek was. Nou is natuurlijk Lucian, natuurlijk Robertson, jy kampioen, jy kan nooit vir Robertson onderskat nie. Woeste Villages. Dan nader hierso Roses was in 'n uitstekende vorm in die friendlies. Paar goeie aanwinste in die Roses span. Hulle lyk goed. Ceres lyk goed. Ceres lyk hulle het hulle 125ste gevier. Massive funksie gehad. Osdoran was daar, Dani Gerber was daar, Duitser Bosman was daar. Die hele mense was daar gewees. So dit lyk en hulle natuurlik vir coach Warren Peterson, Wakkie wat daar die leiersels neem. So Ceres gaat ook 'n threat wees in 2025. En dan Nicole Safkol. Ek dink hulle het verlede jaar bietjie van seer gekry. Hulle het nou hulle Boland titel verloor. Hulle het hulle Overberg Challenge titel verloor. Hulle sal dan titel ook nou afgestaan. En ek dink soos ek vir die manne daar by Safkol ken, hulle voorsitter Dimitri Jacobs, Safkol gaan met 'n bank terugkom en dan Houston, jy kan nie vir Houston die jaar afskryf nie. Ek dink hulle gaan daar wees. So Lucian, Westbank, Friedenburg, Lucian, ja, dit gaan 'n moeilike seisoen wees. Jy's baie stil oor die sentraal spanne. Hierso Roses, Hillcrest, Newtons natuurlik het baie goed gedoen in 2025. Jy sien Lucian die hoekom ek het nou van Roses gekyk. Hulle soos hulle sê, hulle het vroeg hulle besigheid in die transfer window gedoen. Newtown en Hillcrest, hulle is nog besig, hulle besigheid is nog nie afgehandel nie. Ek moet nog nou na die show moet ek nog hulle besigheid gaan afhandel. So hulle as iemand van my van 'n dark horse. Ons weet die Newtown span van laas jaar, ek kan nie vir Newtown se Bombellas afskryf nie. Dan Lucian nog 'n span wat ek na uitsien wat in die sentraal om te kyk wat hulle gaan doen is die nuwelinge Villages Newtown. Môre is die groot Newtown derby ook. Hulle het 'n paar ernstige versterkings, hulle personeel bietjie aangesterk. So Lucian nie net hulle nie. Jy kan sien hoe die spanne Nicole in die Boland met vir al die Sanlam Boland top 12 Lucian, al die groot uitdagspanne bring nuwe spelers in, het sy van buite die provinsie of van buite die provinsie, van binne die Boland, buite die Boland. Almal wil bitter goed doen die jaar Lucian en dit gaan die seisoen een vir die boeke maak. Ja. Definitief. Ja, Nicole, Davey, ons gaan definitief op die Sanlam stats gaan ons vinnig net daardeur wanneer ons terugkom na die Rainbow Corner wat hulle en Julius reg staan met hy hoendertjie. Dit lyk hulle is reg om te eet daar. Kom ons kyk hoe lyk dit daarso in die Rainbow Corner. Ja, dankie Lucian, Davey en Nicole. Ja, ek lag nou so met die kameraman of die producer. Ek sê vir Thurlow, ek het al baie beter hoender gesien, maar die hoender is klaar. Hy's gebraai. Dis nou van kom as hy nou wil braai, vinnig braai en dan die load shedding wat sy nou lekker probeer on kan kry. Maar Thurlow so gepraat van jy weet uitdagings te oorkom en die wip van die rugbybal sê hulle altyd is altyd vir jou kry vir jou altyd onder Coach Havies, jy het dit vroeër genoem toe ons van die kamera af. Hy sê hy dink aan elke iets. Praat my deur julle proses. Kyk, jy's met van die leierspan en die leierskors. Praat my 'n bietjie deur daai proses van hoe Coach Havies dink as ons dit op 'n jy weet in 'n gesprek kan verduidelik.
Linden, dit is 'n baie moeilike vraag actually. Dit is baie moeilik om vir Coach Hawies uit te figure. Ek dink dit is werklik moontlik nie, want by die tyd wanneer jy dink aan iets, het Coach Hawies klaar daaraan gedink. As ek vir hom gaan vra, Coach, luister, as ek die toes wen, dan het hy al klaar daaraan gedink en dan so Coach Hawies is 'n regtige harde werker en hy is 'n ek weet nie prepare of dit so 'n woord is nie, maar hy kyk letterlik na elke faset van die spel. Ek kan onthou toe ons teruggevlieg het uit Namibië uit. Toe het ons gevlieg tot in Johannesburg en uit Johannesburg uit tot in die Kaap en elke vlug wat ons ingeklim het of waar ek ingeklim het, was Coach Hawies se laptop reeds uit. So dan was Coach Hawies al besig met sy analises en he doesn't let any minute go by without doing something that's worth doing. Letterlik hy kyk na elke faset, hy kyk baie rugby. Hy sal vir ons wys in die week na klips wat byvoorbeeld gebeur het in die 6 nasies of in die URC en wat hy dink met die personeel wat ons het. Hoe kan ons baat daar uitvind en implementeer? Sê my Thurlow, gaan ons hierdie jaar of in die volgende 2 jaar miskien het Mr. Mou of die coaching staff iets laat drop, gaan ons die perd weer op Wellington, gaan ons hom weer kry, gaan ons hom sien? Daar is definitief sprake van dit. Ek kan niks bevestig of ontken nie, maar is verseker sprake daarvan. En toevallig het ons vandag in ons captains meeting het Coach Hawies vir ons 'n klippie gewys van 20 jaar terug. Dus die Boland Cavaliere teen die Cheetahs en toe die perd vooruit gehardloop en toe die manne So jy kan sien van die ouerige Boland manne is in afwagting vir die dag, want op hy klip wat Coach Hawies gewys het, was Proesoek daar. So wanneer die perd kom Proesoek, so hy so 'n kombinasie. So dit is eintlik exciting tye wat vir ons voorlê. En dan natuurlik die groot dag vir jou op 'n persoonlike vlak, jou 50ste wedstryd vir die span wat jy altyd as 'n kind gedroom het om aan te speel. Baie spelers kry nie altyd daai geleentheid nie. Wat beteken dit vir jou? Ons gepraat vroeër van hoop skep van Hope Town en die burgemeester Mr. Sydney Dubai is daar van Hope Town. Wat beteken dit, daai vernuwing? Wat beteken dit vir 'n seun van Wellington, van Newtown, jy weet van Peyton? Wat beteken daai vir jou om 'n 50ste wedstryd te speel vir die Boland Cavaliere? Ja, Linden, ek kry heel week die vraag. En ek weet ek is 'n vaardige spreker en dat ek goed met woorde is, maar woorde ontgaan vir my wanneer ek moet verduidelik die gevoel binne my wanneer dit kom by die vraag. My maale woon in die Peyton, ek woon in die Newtown, maar wanneer ek my maale besoek, ek gaan elke aand na my maale toe en ek ry af in die pad. Nou, die area waar my maale woon, dit is die mekaar met die klipgooiery en daai tipe goed. Maar wanneer ek af in die pad ry en daai selfe klipgooi seuns wat die mense so merk as stout, skryf my Anketelo, my Jaal. Sure. Ja, dan skuif dit goed binne in my, want as ek by hulle stop en met hulle praat, sal hulle iets wegsteek wat hulle nie moet hê teen, maar ek bedoel die respek. Respek, ja. Wat daarmee gepaard gaan en ek dink dit is waarvoor ek die game speel. Ek kan onthou destyds toe ek vir Roses gespeel het en ek speel op Pelikaan. Jy hoor heel week die mannetjies die mekaar, daai groepie is die mekaar, hulle beklei in die groepie, maar wanneer ons rugby manne nader staan, is dit 'n ander atmosfeer, is 'n ander respek wat daar gaan en net om daai hoop vir hulle te skep. Terwyl ons nou vanmiddag klaar maak met die oefening, kom jy 'n paar seuns af en hulle vra Anketelo, is daar nie 'n bolie? Sure. Ons wil fiks word. Sure. En Bjorn Hofman lag nog en hy sê, "Kep, hoe beplan die man om fiks te word met die bol?" Maar ek bedoel, as daai manne, hulle raak so in ekstase en so opgewonde wanneer hulle vir ons sien en ek bedoel, dit is die tipe impak wat ek graag sou wou maak wanneer my rugby daar klaar is, dat hulle moet vir my kan onthou vir die bydrae wat ek gemaak het as rugby speler op en van die veld af. En dit is daai hoop wat ons van praat, dat as daar een seentjie is wat voel hy's te lank of te kort of te maar of te vet, kan hy na hulle kyk en sê, "Okay, maar hy het dit gemaak, hoekom kan ek nie?" Ja. Op daai noot wil ek net ons mede aanbieders daar vir Lucian, Davey en Nicole op die stel in die Rainbow Hoekie net nooi.
En Lucian kan die bord vashou want sy pyp is groter as myne. Ek sien jou arms het begin lam raak. Span Lucian, Davy, Nicole, Thurlow het aangeraak aan hoop. Pres Benny het gepraat van hoop. Ek sien uit na sy volgende termyn se campaign slogans want ek dink ons hardloop nou dit met 6 jaar nou al hardloop is dit met hoop, vernuwing en natuurlik die kop pad toe. So ek dink ons leierskap by die Boland aan beide kante, Quentin van Rooyen by die maatskappykant en natuurlik Pres Benny, coach Pet. Wys Pet Maran. Ons leierskap Davy, hy's dag tot dag hier by die stadion. Hoe belangrik is hy leierskap se visie wat deur moet gee na almal toe in die Weet jy Linson, ek dink Thurlow en Lucian het ook net daarvan melding gemaak. Die ouens se werk etiek en hoe gemotiveerd hulle is om en determined is om Boland 'n beter plek te maak. Dit is aansteeklik vir ons as werkers. Ons wil die ouens help. Kyk byvoorbeeld voor die show, die Wys en die pres het vanmiddag meetings gehad. Ek dink hulle was 1 uur of 2 uur klaar. En hulle het hier gesit en wag vir daai paar ure. Paar ure gewag vir die show en dit wys maar net en soos die Wys ook nou net genoem het dit maak die tipe goed maak van Boland 'n aanloklike plek en dit is hoekom die toevloei van spelers en administrateurs het wat in die Boland wil wees. En natuurlik Davy, as ons klaar is hierso dan gaan jy nog voortgaan om al die kom ons sê die stoute kindertjies, die klubs wat nog geregistreer het wat jy nog moet goedkeur en deur gaan nog hierna of voetprint nog. Yes. Lucian was ek het net nog genoem, Lucian was op die kantoor, dan het ek die foon, die landlyn die kant, die foon die kant, try approve die kant. So soos 'n bietjie van die states, van die Sanlam States, ons het die wysheid reg genoem. Sedert die begin van begin van Januarie of einde Januarie tot nou het ons meer as 1700 spelers by klubs geregistreer. Het sy van klub tot klub in die Boland of spelers wat van buite af gekom het, soos die Wys net genoem het, ons het net spelers uit die WP uit. Byvoorbeeld ek kan noem Felicis Newton het byvoorbeeld 20, Roses het 20, Hilkers het 20. So Newton Bombela 20. so kan die lys aangaan en Linden Thurlow, dis nie net Nicole, dis nie net hierso wat het gebeur het. Ons het gesien, Wys het net so genoem, daar's 'n klub in die Noordweste wat 30 spelers wat uit die Noord-Kaap uit. Uit die Noord-Kaap uit gekom het. En die manne wat inkom van ander klubs, gaan nie net na die groot uitdagklubs toe die Thurlow. Hulle gaan hier na jou streek uitdaag so. Die manne wil hier in die Boland wees. Nicole, voor ek vir die hoofuister aangee. Nicole, die belangrikheid van administrasie, Davy praat nou daarvan 1000 klomp nommers daar wat ek gepraat het. Die belangrikheid van administrasie by klubs. Kyk, as jy as 'n wedstrydsekretaris of as 'n MNR of wat ook al hulle noem, jy bestuur net daai 60 of 90 spelers. Maar die Boland Unie, die dagkantoor, Kobus, Kelly, Davy, Patrick, hulle, jy weet, Abraham hier by die veld, jy weet. Hulle impak baie meer spelers en ek dink daai goed gaan soms onvoorsien. Het word hier geprys genoeg gegee nie. Hoe belangrik is daai dagbestuur van ons Boland Rugby Unie? Ek hou my hoed af Linden vir die ouens wat die werk. Ek dink ons sien nie die finale eindresult op die wedstryd daar. Maar ons, soos Davy nou net gesê het, jy sien nie hom as hy nou nog hier, hy het nou net gesê hy moet nou nog vandag seker tot 2 uur toe werk en môreoggend moet hy weer hier wees. So ek dink, met alle respek gesê, dink ek administrasie, as dit uit plek uitval, val die klub uit plek uit, val die Unie uit plek uit. En ek hou my hoed af vir hulle, want dit kos iemand om te sit daar en al die goed op datum te kry en uit te stuur na klubs en seker te maak dat klubs ook kan reg funksioneer. So definitief, ek hou my hoed af vir hulle. En Linden het ter laaste toe jy nou, jy het iets gevra nou vir Davy,
van die belangrikheid van sport natuurlik en soos hulle nog gesê het, as jy in die straat afloop en iemand roep sy naam, wat dit vir hom beteken. En ek glo aan die lese wat sê a child in sport is a child out of court. En ek dink daai is so 'n relevante statement om te maak because ons laities het 'n tale nodig, ons laities het die ouens nodig, 'n Lucian nodig, direkteur en alles daai Consultant. nou het nodig om op te kyk en miskien is dit ook half jou enigste ding waar jy uitsien is 'n Saterdagse rugby by jou plaaslike klub. En laastens, ek wil net byvoeg dat die diversiteit binne die Cavaliers se span is almal in die Boland in al 13 munisipaliteite. Daar's 'n ou in hy span wat lyk soos jy lyk, wat lyk soos jou ankel lyk, wat bid soos jou ankel bid en daai is baie belangrik. Vanaf coach Hawies reg af tot by die dametjie wat nie met die lekker bakkie opkom by hulle dietitian ja, wat so das en dit is altyd belangrik van ons sê altyd ons moet 'n rolmodel hê, maar 'n rolmodel is daai ou lyk soos ek en hy is op 'n plek waar ek wil wees, so it's possible for me. Sia Kolisi praat altyd, Cheslin Kobe praat altyd. Ek bedoel hierso het ons het vir Gift Lamini, ons vir Kwesi Mafu, ons het vir Marlon Williams wat ek glo Marlon is een van die hardste provinsiale Suid-Afrikaans. Daai man speel 86, hy speel Saterdag speel hy sy 83ste wedstryd dink ek. En week na week Marlon speel, as Marlon gesap word dan is Marlon kwaad. Maar jy kan sien die man lyk moeg, maar hy is alles. So Lucian oor na jou toe, ek gaan nou 'n boutjie vir my hou. Ja, kyk ons moet kyk wat vir jou boutjie hallo. Jy het gesê Cristiano Ronaldo sit weg bier, sit weg kook. Ek sal Messi wees in hierdie ene met die baard. Jy is skoon gesien Ronaldo. Lekker iets om vooruit te sien môre natuurlik. Ek weet jy of jy 'n hoendertjie gaan vat nie. Natuurlik julle dietitian, ons moet vertel hoe uitkry. Hy moet gaan slaap. Hy moet môre groot performance. Ek weet of jy eenetjie gaan vat nie. Ons moet natuurlik die man se braai aanspreek. Dit is die Raymond Kone, ek weet jy het nou al 'n lang dag gehad. Hy man gaan 'n duitjie wat ek weet nie tel of jy nee, ek is ook jy gaan probeer 'n vlekkie nie. Tello, die mense iets om vooruit te sien môre hierso op Boland Rugby Stadion. Ja, nee, verseker Lucian, ek dink dit gaan oor baie meer as net die Cavaliere. Ons dames speel ook hier. En ek sê vir Evan vir Dense terwyl ek daar sit en ek kyk die bekers en ek sê dat as jy die 2024-25 seisoen in perspektief bring, maak is nog net die vroue beker daar. Ons in die 21 span het hulle kompetisie gewen, die Cavaliere het hulle kompetisie gewen. So hoe wonderlik sal dit wees as ons hierdie jaar se kompetisies met 'n vroue beker kan afskop. So die vroue speel môre, dan speel ons teen die Toyota Cheetahs en dan speel Roses teen Hillcrest United. So volgepakte dag, vol program, soos Davey vroeër gesê het, maak seker jy is vroeg hier. Het gaan 'n pragtige dag vir hardloop rugby wees. En soos ek unapologetic sê dat die Sanlam Boland Cavaliere is baie goed voorberei. So ons gaan live met confidence op die rugbyveld môre. Ja, stel ek het nou die dag toe eavesdrop ek net so hierso wat jy vir die manne sê, hoorie boys. En hy sê wat die beste uit manne uitkry regtig. Hy sê vir die manne, hoorie ons het nie so hard geoefen om na 30 minute op ons hande op ons knieë te kom staan nie. It's cover time baby. And this is the year of the Cavalier. So stel sterkte vir jou en die boys vir môre. Ons is 100% agter julle, ons staan agter julle. Kraal gaan agter julle wees. Ons gaan dit hostel maak vir die Cheetahs hier en ons glo julle gaan hy manne van die veld af hardloop môre. Baie dankie Lucian en dan wil ek net weer eens op my beurt die Boland gemeenskap aanmoedig. Kyk hoe pragtig lyk julle hierso. Dis nou die tyd. Daar was hoeveel keer al gevra op Facebook en op sosiale platforms vir die supporters gear. Dit is nou hierso. So maak seker jy kry nou jou pragtige en jy gaan dan vir nie Kava Games kyk. Julle seisoen en nou die Currie-beker is 2 rondes in die Premier Divisie. So wanneer die Bulle, die Sharks, die WP Eco speel, het jy reeds jou toegang. Sê gou weer daai, wat is 2 rondes? Wat Currie Cup. Premier Divisie, né? Premier Divisie. Lucian het weer even gepraat van hy spreek dit in existence. Ek is ook 'n man wat glo in wat hy in die universe in sit. Dat dit sal terugkom. So Lucian, kykers, mede-presidentes, ons is slag gereed vir môre en dit beloof om 'n wonderlike, absolute wonderlike dag môre te wees. Halleluja, daar hoor jy dit. Uit die perd se bek het Mighty Tello Maas, die kaptein van die Sanlam Boland Cavaliers. Ons gaan uitteken met iets funny
wat Nicole vir ons gekry het online van die banter daar so die wonderproe lekker baie dankie. Seker gebraai Hierdie so. enetjie kom van die klub rugby groep af en die ou se naam is Christopher van Wyk en Davie, jy het nou so 'n paar spanne genoem en Christopher van Wyk sê hier teams wat hulle so lank kan regkry en hulle mates kan deurgee vir die top 12 is Roses, Ceres, Town, Villa, Hoston en Safco. Hulle is locked in. Ek weet ou Christopher is 'n man wat hou van met syfertjies werk. So Ja, hy ja. hy het as sy wiskundige doen ons moet sien of het gaan so wees. Ek dink ons moet 'n screenshot vat van hy en dan Ek het. en dan Christopher se reputasie toets aan die einde van die eerste ronde ja. Ja. Yes, hè. Daar het julle die banter van die week wat die eerste afskop van Koppad toe. Ons het die Mighty op die show gehad, ons het die Press op die show gehad, ons het die Vice op die show gehad. So jy moet jouself regmaak om volgende week weer eens 7 uur in te skakel op Koppad toe. Ek sê vir julle baie dankie Davie, Thurlow, Nicole, Linden, van my Lucian Kibraf groet ons julle tot 'n volgende keer. Die Here seën, hy lei, hy sorg en hy beskerm. God bless.